my lei en dat U my bring na U heilige berg en na U woninge, dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en ons Here Jesus Christus, die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons in Psalm 84, waarvan sing ons die eerste en vierde strofes. Psalm 84 vers 1 en vers 4. Hulle sal van krag tot krag steeds gaan, totdat hulle voet in Sion staan. Net in Christus wat ons is kan sing, dat ons van krag tot krag steeds sal gaan. 84, 1 en 4, en daarna wil ons in ons hoofstel. Moses die hele Israel laat roep, vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet dit leer
en dit sorgvuldig hou. Veral julle moet dit leer, en dit sorgvuldig hou, dit ons ook besig nie gaan. Here, ons God het by Horeb, het ons 'n verbond gesluit met ons vaders, die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Mag die naam van die Here jou God nie uiterlik gebruik nie, want die Here sal die wat sy naam uiterlik gebruik nie ongestraf laat bly. Trou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was. Die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Jy jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jy daar verrek mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, as sy landerye of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is. Ons gaan kyk en ons sal Psalm 25 Daarvan sit ons die eerste 2 verse, al vers 2. Ons gaan ons ook lees in die van 4 vers 2. Leer my u weet, leer my Heer u regte weer. Wys die regte pad by maak my hart daartoe geneem, mag my hart daartoe gewillig of bereidwillig, om met lus op daardie pad, op die pad te gaan. Wil my Heer die waarheid leer, lei my dwalende gedagte, want u is my heil, o Heer, heil is die ou woord vir verlossing, want u is my verlossing, my heil, o Heer, u is ek altyd te wag. Psalm 25 vers 21 ons saam.
saam. Here ons Here, die wat altyd getrou is, die wat waarheid is, die wat reg is, die wat wraak is, die wat liefde is. Die heilige naam, ons allen. Die lof mag ons besing, saam met die kerke oor die wêreld heen, mag ons op hierdie dag die lof toesing, die al die eer toebring, net U as die enigste ware God toekom. Ag, o Here, gee dat ons die reg sal ken, U so dan reg sal opbring, soos dit U alleen doen. Het in die genade ons hier saamgebring, ons hier vergader, ons hier versamel, ons hier by mekaar gebring. En hiervoor is ons net U te danke. Dis U wat deur die Gees dit in ons gewerk het. En ons dank U hiervoor, dat U ons nie onsself verlos het nie, dat U ons die range en die begeerte en die behoefte gewek het om hier te kom na die iedere mens. U te kom ontmoet saam met kerkvolk hierdie oggend. Die toch hierdie Here hier so seën, Here, die woord reg gesny en verkondig mag word, dat die woord alleen hier mag voorgaan in U erediens. Here, wees ons hierin genadig. Wees U met ons hier. Die Gees so wat nodig is, sodat U al die eer kan ontvang. Hy ons dwalende gedagtes, hou dit gevang hier by U woord. Geef vir ons die verstand wat nodig is om die woord te kan verstaan. Alles wat so mag nodig wees, wysheid, insig, kennis, en lus, gee dit toch alles, Here, die woord vir ons ook gebreek mag word, dat die woord in ons diepste murg, in ons diepste sielewese mag ingaan en daar mag indring, mag daar so diep in ons verandering kom en mag dit dan sigbaar word in ons dade. Hierdie bid ons, want ons is in alles van U afhanklik. Christus ons wil. Amen. Psalm 68, vers 1 en vers 7. God self, sing ons, vers 7 is die tweede deel, God self het hierdie berg begeer om daar in lig en glans die een volmaker, skoner, witter as sonneglans en sonneskoon vir ewig by sy volk te woon en voor hulle oog te skimmer. Vir ewig by sy volk te woon. Dit is groot woorde wat ons hier sing. Psalm 68, waarvan die eerste en die 7de vers wat ons lees in Here se woord. Amen.
ons gaan voort met ons reeksprediking uit Micha uit. Vorige week Sondag het ons stilgestaan by hoofstuk 3. En ons gaan ook weer die laaste 2 verse in hoofstuk 3 lees. Die prediking van ons alstaan by hoofstuk 4 vers 1 tot 8. En ons gaan ook daar die hele hoofstuk saam lees. Kom ons lees saam van hoofstuk 3, Micha 3 vers 11. Kan jy ook Bybels oop hou as ons hier veral so Micha 4 op die voetspoor gaan volg van ons vers 1 tot vers 8. Micha 3 vers 11. Sy hoofde spreek vonnisse uit vir 'n geskenk en sy priesters gee onderrig verloor en sy profete is waarsêers vir geld. Nogtans steun hulle op die Here en sê, is die Here nie ons midde nie? Geen onheil sal ons wedervaar nie. Daarom sal Sion julle ontwil soos 'n land omgeploeg en Jerusalem puinhope word en die tempelberg bosbrande. En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en die volke sal daarheen toestroom. En baie nasies sal heen gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here en na die huis van die God van Jakob, dat hy ons op sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die verte. En hulle sal van hulle swaarde, pikke, smeer en van hulle spiese, snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Maar hulle sal sit, elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik, want die mond van die Here van die leerskare het dit gespreek. Want al die volke mag wandel elkeen in die naam van sy God, want ons sal wandel in die naam van die Here, onze God, vir ewig en altyd. En die dag, spreek die Here, wil ek versamel die wat kreupel is, en by mekaar maak, wat verdryf was, en die wat ek kwaad aangedoen het. Dan sal ek die wat kreupel was, tot 'n oorblyfsel maak, en wat ver verwyder was, tot 'n magtige nasie. En die Here sal koning wees oor hulle op die berg Sion van nou af tot in ewigheid. En jy, skaapskoring, juwel van die dogter van Sion, na jou sal dit kom, ja, die vroeë heerskappy sal kom, die koningskap vir die dogter van Jerusalem. Waarom skreeu jy nou so hard? Is daar geen koning in jou nie? Of het jou raadgewer omgekom, sodat smart jou aangegryp het soos een wat baar? Krimp in mekaar en bring voort, o dogter van Sion, soos een wat baar. Want nou sal jy die stad verlaat en op die veld gaan woon, en jy sal in Babel aankom, daar sal jy gered word, daar sal die Here jou verlos in die hand van jou vyande. Nou is daar baie nasies teen jou versamel wat sê, laat ons ontheilig word, laat ons oor met welgevalle neersien op Sion. Maar hulle ken die gedagtes van die Here nie. Hulle verstaan nie sy besluit. Hulle versamel het soos gerte op die dors. Staan op die dors, die dogter van Sion, want ek sal jou hoor en yster maak en jou kloue koper. En jy sal baie volke fynkrap, en jy sal hulle onregverdige wins aan die Here toewy en hulle rykdom die Here van die ganse aarde. Nou sal ek hope by mekaar moet kom, o dogter van krygsbendes, die vyand het 'n waal teen ons opgegooi. Met 'n stok slaan hulle die regerder van Israel op die kaap. Kom ons blaai dan na Johannes 12 toe, en dan gaan ek weer vir ons net enkele verse uit Micha 4 lees. Johannes Evangelie hoofstuk 12. Daar gaan ons lees vanaf vers 12 tot 26. Evangelie volgens Johannes, hoofstuk 12, ons lees daar van vers 12. Johannes 12 vers 12.
Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus van Jerusalem kom, palmtakke geneem, uitgegaan hom tegemoet en geroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. Jesus het die jong esel gevind, daarop gaan sit, soos geskrywe is, moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk, jou koning kom. Hy sit op die vul van 'n esel. Dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie, maar nadat Jesus verheerlik is, toe het dit hulle bygeval dat hierdie dinge van hom geskrywe was en dat hulle dit aan hom gedoen het. Die skare wat by hom was, toe hy Lazarus in die graf geroep en hom uit die dode opgewek het daarvan getuig. Daarom het die skare hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het dat hy hierdie teken gedoen het. En die Fariseërs het vir mekaar gesê, sien julle dat julle niks vorder nie? Kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid. Hulle het na Filippus gegaan wat van Betsaida in Galilea was en hom gevra en gesê, maar Heer, ons wil Jesus graag sien. Filippus kom en hy sê dit vir Andreas en Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. Maar Jesus antwoord hulle en sê, die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Tot sover uit Johannes Evangelie 12. Vers 8 van Micha 4. Jy skaapstoor in hemel van die dogter van Sion, aan jou sal dit kom, ja, die vroeë heerskappy sal kom, die koningskap oor die dogter van Jerusalem. Veral vers 2. Baie nasies sal heen gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here en na die huis van die God van Jakob, dat hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. Dis ons lewensvers, vers 2. Here is koning oor alle volke en nasies deur sy woord. Dis die tema van ons preek vanoggend. Die Here is koning oor alle volke en nasies deur sy woord. Sion sal soos 'n land omgeploeg word. Broer en suster, is miskien gelyk aan om te sê, jou huis gaan word soos 'n mielieland. Jerusalem sal 'n puinhoop word, dis vers 12 van Hoofstuk 3, wat ons hier lees. Puinhoop sal Jerusalem word. En die berg waarop die Here se huis staan, dit die Tempelberg, daardie berg sal 'n oerwoud word. En asof dit nie al skokkend genoeg is om te lees, die lees ons in 3 vers 12, Micha 3 vers 12, dat dit sal kom, dat dit sal gebeur vanweë julle. Met ander woorde, dis om julle ontwil wat dit kom, sê die profeet Micha vir die Here se volk, is om julle ontwil, dis deur julle te doen, dis deur julle skuld, vertaal jy deur 83 vertaal dit. Die Here se volk het oor hulle self gebring. Tog is dit die Here wat hulle oorgee, wat hulle verlaat hom. Alhoewel is die woord van die Here nie skaam nie, broer en suster. Kyk maar net in vers 6 van Micha 4. Die wat ek kwaad aangedoen het. Ag, broer en suster, is verskriklik as die Here jou vyand geword het. Is niemand anders as jou eie skuld, is deur jou eie doen. Is verskriklik. Liewe gelowige, oordeel en straf is nooit God se laaste woord vir sy kinders nie. Skielik, vanaf Hoofstuk 3 na Hoofstuk 4, lees ons in die boek Micha iets radikaal anders. Dis asof
die boek Micha sonder meer as 180 grade handomkeer anders is. In 4 vers 1 lees ons presies die teenoorgestelde. Daar lees ons dat die berg van die huis van die Here sal vasstaan op die top van die berge. Met ander woorde, die huis van die Here sal verhewe wees bo al die heuwels en al die berge. Die bedoeling hierso is dat hierdie berg die belangrikste van al die berge sal wees. Kom, klem val veral op die huis van die Here, vanweë die huis van die Here wat daar sal wees. Dis hoekom hierdie berg die belangrikste berg is, want die huis van die Here is op daardie berg. Dan lees ons dat al die volke van reg oor die wêreld sal daarheen toestroom. Die woord wat daar gebruik word is in die woord wat gebruik word met vloeistof, met vloei. Al die volke sal daarheen vloei na hierdie berg toe. Die woord wat hier gebruik word is amper asof Sion en Jerusalem sal wees soos 'n groot toeriste aantreklikheid. Maar wat ons hier lees, sal vir Moria hier aan die ander kant wat ons so goed ken, wanneer die mense op Paasfees opstroom al die mense daarin toe. Dit sal dit soos niks na lyk. Van oral van die wêreld af sal die mense, die volke en die nasies daarheen toestroom. Alle volke en nasies sal daarheen gaan, na die huis van die Here. God sal die God van al die nasies word. Vers 2 is baie duidelik. God word erken deur hulle as die enigste God. Na hom sal die volke en al die nasies gaan om by hom te leer. Met ander woorde, al die gode wat in die wêreld is, word onttroon, wêreldwyd. Hulle sal daarheen gaan na die God van Israel, om hom te gaan leer, om hom te gaan aanbid. Hoe moes hierdie vir 'n Israeliet geklink het? Hulle aanbid self nie hulle God. Hulle is vol onreg wat ons vorige week by stilgestaan het in Hoofstuk 3. Die leer wat uitgaan by hulle profete is valse leer. Die volk van die Here word verlei, lees ons in 3 vers 5, deur al die valse profete wat net goeie dinge sê as hulle sakke gevul word. Hulle het self die Here se profete weggejaag. Hulle het 'n afskeid gehad. Hulle het die reg van die Here het hulle gehaat. Hulle wou dit nie. Hulle wou dit nie hoor nie. Hulle wou daarvan niks weet nie. En hier kom die nasies en die volke na Jerusalem toe, om by die God van Jakob te kom leer en om hom te kom aanbid. Die taal van aanbidding in Hebreëus is. Oral kom die nasies en die volk om die Here te aanbid. Want uit Sion gaan die wet en die woord van die Here uit Jerusalem. Dit wat ons hier lees as iets wat nog uitstaan. Van oor sal die mense toestroom na die huis van die Here om by die Here te leer. Rustig sal hulle by die Here se voete kom sit om by die Here te leer. Dit is verseker nie uit nuuskierigheid nie, is nie omdat hulle nuuskierig gaan wees nie. Dit gaan ook verseker nie omdat hulle net meer kennis wil hê nie. Dit gaan nie vir hulle net oor kennis nie. Dit gaan ook nie net omdat hulle vir hulle self 'n beter IQ wil hê nie. Hulle kom om te aanbid. En daarvoor is 'n leergierige gees nodig. Hier is vir ons ook 'n groot oproep in ons eie aanbidding vandag. Is ons leergierig. Is jy leergierig, geliefde? Is daar by jou 'n groot gierigheid na die Here se woord en na die Here se wet? Is daar by jou 'n gierigheid om die Here meer en meer te ken? Ons is gierig om baie dinge te kyk op sosiale media, op ons fone en op televisie en op skerms. Is daar by ons 'n gierigheid om die Here meer en meer te ken? Sodat ons hom meer en meer kan aanbid elke oomblik van die dag. Wat het die volk van die Here gedoen? Hulle het die tempel aanbid. Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel is dit hulle gesê, lees ons in Jeremia. Hier het ons ook gelees in hoofstuk 11. Die Here is mos in ons binne, kyk hier staan sy tempel. Maar die woord van die Here het hulle verag, weggejaag en gehaat. Hulle het gesê die tempel is mos hier in ons binne. Kyk, hier is die tempel, ons is reg. Miskien sal dit
Ons daar iets klink van, man, ons het ons 'n kerk gebou. Ons is reg, ons het ons 'n erediens. Ons het ons die Here se seën in die erediens wat ons elke Sondag ontvang. En nog ander dinge wat ons kan opdoen. Gaan dit nog vir ons oor die woord van die Here. En daarom oor die Here van die woord. My suster, gaan dit vir ons nog om die woord van die Here en daarom oor die Here van die woord. Liefde, kyk wat is die gevolg as die woord van die Here en sy wet uitgaan. Ons hier lees van gryp. Vers 3 lees ons dat nasies se wette verander word. Hier is die nasies nou by Jerusalem en daar by Sion by die tempel en die huis van die Here en hulle leer en hulle gaan terug na hulle eie plekke toe, hulle lande, en dan lees ons daar dat hulle wette daar verander word. Die Here begin nou daar te oordeel en die Here is die een wat regspreek begin doen daar in hulle lande. Hoe? Deur sy woord wat voorgaan. Lees ons in vers 3 begin. Die Here sal oordeel tussen volke en hy sal regspreek vir magtige nasies tot in die verte. Sien geliefde, hoekom God se koninkryk ook nog vandag nog op hierdie aarde so? As landswette verander word om in lyn te kom met die Here se woord, dan kom die Here se koninkryk. Dis al wat kan werk. 'n samelewing se wette wat teen die woord van die Here ingaan. Dit is 'n samelewing wat onsself moet uitroei. Samelewing se wette wat teen die Here se woord is 'n samelewing wat onsself moet uitroei. Daarom is ons landswette belangrik. Daarom is dit belangrik dat die lig van die woord ook op ons landswette moet val. Die voorbeelde is legio in ons tyd. As ons maar net dink aan huwelikswette, hoe gaan 'n samelewing gegrond gaan? As die huwelik soos God het ingestel het, man en vrou nie meer voorgaan in ons landswette nie. As ons maar net dink aan aborsiewette, hoe gaan die samelewing nie uitgeroei word met aborsiewette nie? As ons maar dink aan misdaadwette, en so meer. Kyk die verrykende gevolge verder in vers 3. Oorlog, lees ons, gaan ophou. Wat lees ons hier? As die woord en die wet uitgaan, dan lees ons oorlog gaan ophou. Dis wat ons hier lees. Die nasies gaan van hulle swaarde spikke maak. Hulle gaan ophou oorlog maak en hulle gaan begin werk in die tuin. Hulle gaan van hulle spiese waarmee hulle oorlog maak en mekaar doodsteek, van hulle snoeiwiese maak om hulle bome en hulle vrugtebome te begin snoei. Weet jy, dit nie dat in daar gaan geen wapens meer vervaardig word in hierdie wêreld nie. Hoeveel miljarde en miljarde ponde word nie maandeliks gespandeer aan oorlogstuig en wapens. En is nog nie al die broers, is nog nie al wat ons hier lees nie. Vyebome en wingerdstokke was luukse vrugte gewees op daardie tyd. En elkeen sal sit van al die volke en al die nasies wat hulle nou teruggegaan het na hulle eie plekke toe, na hulle eie lande toe. Elkeen sal sit daar onder sy eie vyeboom en onder sy wingerdstok, doodtevrede met wat hy het. Elkeen sal genoeg hê en niks of niemand sal hom of haar bang maak daar waar hy sit onder sy vyeboom en onder sy wingerdstok. Hulle gaan nie meer net nog meer wil hê. Dis hoe dit was in daardie tyd, en dis ook nog 'n bietjie hoe dit is in ons tyd vandag nie. Ons wil net verbruik en nog meer hê. In daardie tyd het elke regeringsamptenaar wou net nog meer gereed. Hy wou net nog meer omkoopgeld gereed, sodat hy of sy die hofsaak kan wen. Elke profeet en priester en kom ons sê predikant of leermeester soek net nog meer geld as hy goeie dinge verkondig. Dan sê hy, dan moet hulle my nog meer gee. Meer en meer wil hulle net by mekaar maak en nog meer en meer hê. Niks meer van dit. Selfs met die nasies en die volke. Goed sê, wat 'n massiewe vredery word hier geprofeteer, word hier verkondig. Kan dit reg wees? Is Micha nog besig hier om te droom nie? Is Micha nie dalk sommer
Dus wie gaan nie dalk 200% optimist nie? Kyk hoe eindig vers 4, broer suster. Van die mond van die Here van die leerskare, die Here wat die Here is van al die nasies en al die volke op hierdie wêreld, dit spreek hy. Ons kan maar weet dat hierdie vas staan. Nie gaan droom verseker nie. Dis nie 'n droom nie. Dis die woord van die Here, die Here is van elke volk, elke nasie op hierdie aarde. Met vers 5 is een vreemde vers, het waarskynlik of die gaan terug is by die realiteit van sy dag. Die oorblysel van die volk van die Here word opgeroep. Al die volke mag maar nou hulle afgode aanbid, maar ons sal wandel in die naam van die Here, ons sal ons God. Ons sal hom aanbid in sy weë wandel. So roep Micha die volk op om in die weë van die Here te wandel en om die Here te aanbid. Vir ewig en altyd. Dis hoe vers 5 eindig. Vers 6 en 7 is ook by die Here se eie volk, in aansluiting by vers 5. Want die Here se volk sal daar 'n oorblyfsel wees, van die Here se volk sal daar 'n oorblyfsel wees wat hom dien, wat hom aanbid, soos daar nog altyd reg deur die volk Israel se geskiedenis was, en hulle bestaan. En dit verseker die Here nou vir sy volk hier in verse 6 en 7. Maar daar is iets wat baie opval in hierdie verse 6 tot 8. Ons nou gelees van 'n eintlik onkenbare vrede, ryk en heerlikheid op hierdie wêreld, wat jy jouself eintlik eers kan indruk. Hoe kan so iets gebeur? Hoe kan die Here hierdie volk waarvan ons lees het in Hosea 1 tot 3, hoe is dit enigstens moontlik dat daar 'n oorblyfsel kan wees wat 'n magtige nasie sal word van hierdie volk van die Here, wie gaan 1 tot 3, wat onsself so in die ellende en in die kwaad en die verdoemenis ingestort het? Wat is die woorde wat ons hier in verse 6 en verse 7 lees? Jesus het opgemerk, wat is die woorde wat hier gebruik word? 5 woorde ons lees, en almal omtrent in dieselfde kategorie. Ons lees van die wat krepeel is. Ons lees van die wat verdryf is, wat weggedryf is. Ons lees van die wat kwaad aangedoen is. Weer lees ons van die wat krepeel is. Weer lees ons van die wat ver verwyder was. Het die trauma geliefde? Hoor jy die swakheid geliefde? Hoor jy die verwoesting geliefde? Deur die onheil en die swaarkry en die verwoesting en die trauma heen kom die oorwinning. Dis die evangelie, broer en suster. Hier is die evangelie. En ons ken dit ook goed in ons eie lewens. Broer en suster, het jy al krepel mense probeer by mekaar maak? Kan nie maklik wees nie. Het jy al mense wat oral oor verwyder is en oral oor verdryf is en ver weg is, het jy al mense probeer by mekaar maak, so. Om 'n familiereunie te hou, is 'n hoop administrasie en reëlings wat daarmee saam te gaan, om mense by mekaar te kry. Hier lees ons, dit is wat ons Here sal doen. En dan eindig hierdie verse 1 tot 8 van Micha 4, met die Here self sal koning oor hulle wees. Hy gaan 'n koning wees, en is onder hom wat al die krepeles en die swakkes en die verstrooides by mekaar gemaak gaan word. Die krepeles, broer en suster, die krepeles. Nie die magtiges en die sterkes en die bestes nie. Dis nie wat ons hier lees nie. Nie die magtiges en die bestes en die sterkes nie. Die krepeles en die verdryfdes. Dis wat ons hier is. Hulle gaan met mekaar gebring. Wat 'n aangrypende profesie is hierdie
vir 'n volkie wat in die verdoemenis en in die ellende van ballingskap is nie, of wat dit in die gesig staan. Geliefdes, hier is natuurlik nie iets heeltemal, totaal en al iets niets nie. Reeds al met Abraham, in Genesis 12 vers 3, die Here vir Abraham beloof het hom gesê, in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Al die geslagte van die aarde. Psalms God verkondig ook hierdie meermale en roep al die nasies op, in een voorbeeld is Psalm 22 vers 28. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor u aangesig aanbid. Wonderlik. Want die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor die nasies. Die ander profete lees ons ook hier in Deuteronomium, broer en suster, dis baie opvallend dat ons hierdie Micha 4 vers 1 tot 5 byna net so woord vir woord ook lees en Jesaja 2 vers 1 tot 5. Byna woord vir woord dieselfde. Dis nie iets heeltemal niets in die woord van die Here nie. Hy sê ons aan die wet uitgaan. In die huis van die Here. Dit was natuurlijk een van die groot funksies van die tempel geweest. Daar moes die priesters die volk geleer het. Daar moes hulle die Here se wet, die Here se woord geleer het in die Here se huis. Daar het die priesters geleer, die volk geleer. Maar hier word die tempel verwoes. Het in vers 12 van die Oostreek ons het gelees, die tempel van die huis van die Here word 'n oerwoud. En die latere tempel wat gebou word onder Nehemia en onder Esra, dit was maar 'n skamele ou tempeltjie geweest, broer en suster. Dit was maar 'n ou skamele tempeltjie geweest. Die volk het getreur toe hulle daardie tempel gesien het toe hy gebou is. Hier lees ons uit Sion gaan die wet uit. Die berg van die Here waar die huis van die Here sal vasval. Hy sal verhewe wees bo al die berge. Nou lees ons nog maar pas aan die begin van die Nuwe Testament dat groot menigtes die Here Jesus gevolg het. En toe hy die skare sien, lees ons het hy op die berg geklim, en dan lees ons en hy het sy mond geopen en hulle geleer. Dan volg die bekende bergrede van die Here Jesus in Matteus 5 en 7. En 'n groot deel van die Here Jesus se lering in hierdie bergrede is juis die wet. Julle het gehoor, jy mag nie egbreek nie, julle het gehoor, jy mag nie moord pleeg nie, maar ek sê vir julle, so leer die Here Jesus hulle oor die wet. So gaan die wet uit Sion uit. So gaan die woord van die Here uit Sion uit. So preek die Here Jesus die koninkryk van God. Het is baie opvallend dat elkeen van die evangeliste, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, maak melding van die Here Jesus, wat Jerusalem binnegaan. Maar as dit veral by die Johannes evangelie, wat ons ook nou saam gelees het, waar Micha 4 vir ons oopbreek. En wat lees ons daar in vers 5, moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk, jou koning kom, en hy sit op die vel van 'n esel. Hoor jy Micha 4 vers 8 geliefde? Daar is die koning van Sion. Waar het die koningskap gekom na die dogters van Sion toe? Hulle koning is daar in hulle midde, op die vel van 'n esel. Het jy dit opgelet, broer en suster, wat sê die fariseërs vir mekaar? Ons gelees het uit Johannes 12. Hulle sê, sien julle dat julle niks vorder nie, die hele wêreld loop agter hom aan. En wat lees ons dan net daarna? Dan kom daar Grieke, een van die ver nasies. Hulle wil die Here Jesus graag sien. Al die volke en al die nasies stroom na Jerusalem, waar die wet en waar die woord uitgaan. Hulle kom en hulle leer by die koning. Hulle kom en hulle leer by die woord wat vlees geword het. En ons leer ons nog by hom. En sodra dit gebeur, dan lees ons in Johannes 12 wat ons gelees het, dan is dit die uur van sy verheerliking. Dan
wees, en dan gaan die groot lering uit Jerusalem uit. Dan verkondig die Christus sy heerlikheid by uitstek. Korrel gaan in die grond en hy gaan sterf. Die Seun van God gaan sterf op 'n kruis vir die sondes van baie nasies en baie volke. Die Here Jesus Christus, hy is die groot lering. Hy is ons onderwys, dis hom wat ons moet leer ken, hierdie almagtige en hierdie majesteuse Here, wat nederig op 'n kruis gaan sterf te betaal vir voldoening. Hy is die wat krepel en vermink en kwaad aangedoen word, soos wat die ware gelowige nooit sal ken. Die Vader stort sy toorn vanweë die mense se eie skuld. Gaan 3 vers 12, vanweë hulle eie skuld, kom die Vader en hy stort sy toorn, vanweë die mense se eie skuld, dit stort die Vader op sy eie Seun daar uit op die hemel Golgotha. Hy staan in die dood uit op, broer en suster. Hy gaan hierdie koning van die aarde af weg, maar tog gaan hy nie weg nie. Sy gees stort hy uit op Pinksterdag. Wat gebeur dan? Die gaan 4 vers 2 gebeur. Dan gaan die woord van die Here uit Jerusalem uit, in 'n ongekende grootte. Daar gaan die woord uit na al die verskillende volke toe, na al die verskillende tale toe. En die kerk begin. Daar sien ons Micha 4 gebeur. Volke van oral oor gaan na die Here om by hom te gaan leer. Mense, wat gebeur op 'n Sondag reg oor hierdie wêreld nou? Amerikaner, die Brit, die Kosa, die Sepedi, die Afrikaner. Hier trek almal op om die enigste God te gaan aanbid en uit sy woord te leer, om sy weë te leer en om in sy paaie te wandel. Hoe wonderlik vloei al die nasies nie nou na die huis van die Here nie, reg oor die wêreld, waar die Here in gees en waarheid aanbid. By alle volke reg oor die wêreld gaan mense wat na die Here toestroom om met die Here te kom leer. Dis wat Christus se werk en wat die Heilige Gees bring het en wat hy doen. Dis Mattheus 28. Gaan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle alles te onderhou wat ek julle beveel. En nou sien ons hierdie ook nog baie gebroke in ons tyd van hierdie sonde. Daar's al volke, nasies, waar die woord van die Here nog nie bygekom het nie. Maar die volheid van Micha 4, broer en suster, is op hande. In Openbaring 7 lees ons van 'n ontelbare menigte wat daar voor die troon van die koning, die Lam, staan. Met alle nasies, volke, stamme en tale. Onder al die nasies en onder al die volke is daar 'n ongekende, bo-menslike vrede en die Lam en die koning van alle konings. Micha 4 lees ons in Openbaring in sy ongekende, bo-menslike volheid. Hoe word hierdie stad genoem in Openbaring? Die Nuwe Jerusalem. Dis waar hulle sal wees. Haar van die woord van die Here uit Jerusalem. Sien die heerlike God wat ons dien, broer en suster, staan verwonderd oor sy heerlikheid. Staan verwonderd oor sy groot, sy almagswerke, wat hy doen. Dien hom. Soek sy woord. Soek sy weet. Amen. Dit is kom ons sit op Psalm 38.
Ons sing daar van die 13de en die 14de strofes. Psalm 38 vers 14, want in al my teenhede, nou die woord teenhede, is afgeleid van die woord teespoed, of weerstand, of vyandige omstandighede, en al my teespoede, dreig my skrede altyd weer op uit te gaan. My skrede is my tree, of my voetstappe, dis my skrede. Dit dreig altyd weer op uit te gaan. Here, ek kerm in onvermoë voor U oë, en my smart is steeds voor my. Psalm 38, vers 13 en 14, mag ons saam bid.
vergewe ons ons sonde, soos ons hulle wat in ons sondig ook vergewe. Hy ons nie die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Psalm 46, waarvan die 4de, die 5de strofe, Sebaot. Dit is die Here Sebaot, dit is die Here van die leerskare. Here wat die Here is van al die volke en al die nasies. Hy rig hierdie wêreld. In vers 5 gaan ons ook sing van die oorlog wat swyk, die oorlog wat ophou, is Micha 4, wat ons hiervan gaan sing in Psalm 46, vers 4 en vers 5. Die gemeenskap van die Heilige Gees sy met die almal.